Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Vandag se oordeenking uit die Nuwe Testament is uit Handelinge hoofstuk 7 en die tema is die pad van belofte na realiteit. Ek lees vir jou Handelinge 7 vers 5 tot 8. God het hom geen eiendom as erfdeel hier gegee nie, selfs nie 'n vierkante meter nie. God het egter beloof dat die hele land syne en sy nageslagsin sal wees, al het hy toe nog geen kind gehad nie. God het egter ook gesê dat sy nageslag as uitlanders sal woon in 'n vreemde land waar hulle vir 400 jaar as slawe mishandel sal word. Maar ek sal die nasie straf wat hulle as slawe laat werk, het God gesê. En uiteindelik sal hulle wegtrek en my op hierdie plek aanbid. God het in hierdie tyd vir Abraham die verbond gegee waarvan die besnydenis die teken is. So het dit gekom dat Abraham sy seun Isak besny het toe hy 8 dae oud was. Isak het hierdie selfde gedoen met Jakob en Jakob met die 12 stamvaders. So, ons kry hier in hoofstuk 7 hierdie episode van Stefanus wat voor die Joodse raad getuig en deel van sy getuienis gee hy 'n opsomming van die Joodse geskiedenis. Hy begin by Abraham en hy som dit so op. Hy sê God gee vir Abraham 'n belofte van 'n beloofde land en van 'n groot nageslag. En dit is die prentjie wat God vir Abraham gee. Dit is die visie, dit is die droom. Sy huidige realiteit was egter gewees dat hy geen kind of grond gehad het nie. En dan sê God baie duidelik vir hom dat tussen sy huidige realiteit en die droom of die vervulling lê 'n tyd van 400 jaar se slawerny vir sy nageslag voor. Nou, God gee vir my ook 'n eindprentjie en 'n droom en 'n visie vir my lewe. En dit het ek in my gees, dit beleef 'n mens hier in jou hart. Is 'n plek waar ek kan terugkyk oor 'n lewe van invloed en 'n lewe van bediening en baie impak vir God se koninkryk. Dis die prentjie wat ek het vir eendag as ek terugkyk oor my lewe. 'n plek waar my kinders floreer in God se plan. Dis die prentjie wat ek het. 'n plek van 'n gesonde huwelik. 'n plek van 'n vervuldheid en 'n plek van heelheid en geluk en vrede. Maar die pad wat ek soontoe moet stap is onbekend. Soms voel dit vir my soos woestyn. Soms voel dit vir my soos slawerny. Kruise, teëspoed. Maar ek moet stap vir stap in geloof hierdie pad stap. Net soos wat Abraham moes doen, net soos wat Isak moes doen en Jakob en die stamvaders en Moses en Joshua, stap vir stap in geloof. Dit is al 'n manier om te beweeg van die hier na die daar. Van die hier waar ek die belofte van God ontvang, maar dit nog nie ten volle sien uitspeel nie, na die daar waar ek eendag kan terugkyk oor my lewe en kan sê, God het meer gedoen as wat ek kon droom, dink, bid of vra. Tussenin lê hierdie nou, hierdie daaglikse nou waar ek stap, waar ek sien, daar kom goed tot vervulling, maar dis nog nie die volle prentjie nie. Waar ek in geloof bly vashou aan God en aan die beloftes van God wat ja en amen is in Jesus Christus. Mag ons net nooit gaan sit nie, mag ons net nooit opgee nie, mag ons net nooit ophou streef na dit toe nie en werk daarna toe nie, want as ons ophou en ons gaan staan stil, dan dryf ons weg van die prentjie en die plan wat God vir ons het instoor het. Kom ons bid saam. Here Jesus, U versterk my in my geloof. Dankie dat U my stap vir stap lei en help om te volhard. Ek hou my oë op U. U is my einddoel. Amen. Mag jy vandag 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou.